Jy was, soos jy sê, jy het duisende rande aan boeke bestee en aan navorsing wat jy gedoen het, maar die hoofding waarvan jy baie het tot vandag toe is Bybels. Verskillende Bybels, verskillende tale, verskillende vertalings. En jy het toe vir 'n week lank, as ek reg is, het jy jou toegespits om net eers weer Christus in fokus te kry. Die eerste, dit is glo ek wat die Here het my so geleer. Daai skrif wat pastoor ergens gelees het, was my wegspringplek. In Beulah Park, hy het 'n ongelooflike boodskap oor dit gebring. Ek het net besef daar's ander levels. En dat ons nou al moet ervaar. Nou al. Ja, nee, dus hy het nie van die heerlikheid gesê julle moet nou al wat die oog nie en die oor nie moet julle nou al ervaar. En dit bly heeltyd en ek het die koninkryksbeginsel en dogma begin al van geweet. En ek het vir my nog 1 of 2 ander Bybels ook gekry wat ek gesoek het en ek kom terug, dis eintlik hoekom ek gery het en ek kom in die huis in. Ek maak die deur toe, ek het nog 'n paar gospel DVD's en musiek gehad, wat daar in die huis gelê het, wat daar somewhere, wat ek het lanklaas met die goed gewerk. En ek gaan haal al die goed uit en ek het 'n DVD-player en ek pak so klomp DVD's by mekaar. Ek het uitgewerk as hulle vir 48 uur speel, hulle kan vir 48 uur aan een speel, dan begin ek weer by die eerste ene. En ek sit die eerste DVD in en ek gooi ek sit die matras in die sitkamer, en voor die TV en ek sit al die bedden so op daai matras en ek begin by koninkryk, by die navorsing oor die koninkryk en ons het daaroor gepraat dink ek in die week en terwyl ek die woord van God so vat en die musiek is so speel, maak nie saak, dit gaan nie oor die musiek is net, ek moet bietjie gewydheid kry in die saak, want ek was lanklaas met kerke en goed te doen en ek begin in die woord van God in delf en skielik kom ek agter terwyl ek met hierdie koninkryk saak betrokke is en ek weet op hierdie stadium laat u wil geskied soos in die hemel so ook op die aarde blabla, ek ken al die goeie man, ek ken al die goed en ek weet hulle promoveer die koninkryk na materie toe, in 'n prosperity stelsel, na jou sukses in finansies, jou sukses in die voertuie wat jy ry, die huise wat jy het, blabla bla, al die goedjies. En ek kom agter, okay, dit is ook nou belangrik want ek het die goedjies nou verloor ook, né? En skielik vat die Here my in hierdie myne af en ek begin afsak en ek kom agter maar as ek die koninkryk bestudeer moet ek die koning bestudeer. Ek moet die koning bestudeer. Dit help ek verstaan van koninkryk. Soek eers die koninkryk en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg en ek ken ons nou al die goeie man. En ek kom agter Jesus het gepraat soek die koninkryk. Vergeet nou van al die ander dinge. Soek die koninkryk, en ek kom agter maar die een wat gesê het gaan soek die koninkryk en al die ander, toe kom ek agter dis die een wat die koning deel van die en outomaties seker binne 48 uur na 'n koninkryk gewerk het, gewoel het, toe begin ek vir myself sê begin die koning bestudeer en my studie begin in Jesus Christus tot vandag toe nie gestop nie. En vir 7 dae aan mekaar 24/7 studeer ek net Jesus. Tot vandag toe, maar 7 dae aan 'n God jaag my in 'n bottleneck in. En omdat die Here my gesê het ek 'n ongelooflik vinnig inligting by mekaar maak. Jy sal weet, ek trek inligting by 1020 minute in. En ek hardloop deur stelsels. Het die Here my net 7 dae nodig gehad om dit te doen. In my geval. En ek gaan deur hierdie hele stelsel op en ek is af. My dag, ek het nie dag en nag nie. Ek werk en ek werk op hierdie goed, dan raak ek moeg, dan slaap ek, dan lê die goed om my, ek sorg net dat die musiek net so kan hou terwyl ek slaap, 3 ure later word ek wakker, ek weet nie eers daar buite is, skyn die son of is dit in die aand, ek kyk nie op die horlosie nie, ek weet, kom ons sê, het was 'n maandag toe ek begin het, en dan is ek weer in die saak, dan is ek weer in, en dan begin ek voel ek raak moeg, dan kap ek terug om, die musiek bly speel, dit raak nie stil nie, dit is net alles in die teenwoordigheid van die Here, en kom ons doen dit so die Sondag of volgende Maandag, toe word ek weer wakker, toe besef ek moet weer teruggaan na normaal toe, en ek moet soos mense ook 'n oggend hê en 'n aand hê en 'n aand, oggend en middag en 'n aand, en al daai goed, maar vir 'n week lank, toe ek in 'n rotasie, wat ek nie rapporteer,
bedoelend raak in 'n dag, nag, uur, ek kan 3 uur die nag, 2 uur die nag begin ek weer Yes. en dan 6 uur die oggend dan slaap ek weer. En dan 9 uur is ek weer wakker en dan gaan ek weer aan 12 uur slaap ek weer. So was nie 'n sleeping pattern nie, maar alles. En nie een keer het die musiek stil geraak nie. Ek dink tog in hierdie tyd, in daardie tyd, was dit baie belangrik dat God daardeur ook jou gees versterk het. Ja. Want weet selfs om so 'n ervaring te hê, dit word nooit ligtelik opgeneem nie en, Yes. en 'n mens bly 'n mens. Maar ek dink daai 7 dae was so 'n intense inspuiting, wil ek amper sê, wat God Ja, vir maar jou die gegee het wegspringslag tot soos versterking. Christus en dan kom hy Yes. en hy jaag my in daai 7 dae. Absoluut. Ja, ek het nie veel meer nodig gehad. Nee. Maar ek dink ook wanneer ons weer so aand reël, moet ek en jy 'n bietjie gesels oor koninkryk en oor die koninkryk, want dis baie keer moeilik as in 'n land byvoorbeeld so Suid-Afrika waar ons nou presidente het en ministers en so aan, dan verstaan mense nie regtig eintlik hoe werk 'n koninkryk, sommer net op algemene vlak nie. So hoe moet jy nou verstaan hoe die heavenlies werk met die hemelse koninkryk? So ek dink definitief dit gaan 'n volgende keer wees. Maar dit was vir my awesome om te besef dat jy in die week het dit vir my so oopgegaan dat jy die koning en die koning se hart gesoek Yes. het en outomaties kom jy dan binne die koninkryk in en ervaar jy en verstaan As jy nie die koning ken nie, Ja. los die koninkryk. Ja nee. As jy What do heeltyd you want to do, koninkryk, eh? koninkryk en kingdom come praat. Ek weet presies hoe werk die dogma oor dit. Ek het nog gaan Absoluut. as dit is en jy doen jou navorsing sal Ja. die koning wees. Absoluut. Jou navorsing Absoluut. dis hoekom dit het my dadelik gegryp in daai tyd toe Paulus sê ek het al hierdie ander goed gehad en hy gee sy CV en hy sê en ek het na Paulus geluister want hy was baie slimmer as wat baie van ons kan droom om te wees. En hy gee sy CV en dan sê hy ek het al hierdie goed as drek beskou. Wow. Om die uitnemendheid Sure. van die kennis van Jesus Christus te kry. Nou mense, as dit Chris Marx is wat dit vir jou kan sê, ek's 'n pampoen, moet my nie glo nie. Gaan kyk, gaan doen 'n navorsing, wie was Paulus? Hy was 'n genie gewees, hy het op Absoluut. Tarsus op universiteit 'n opleiding gekry. Hy het dadelik as 'n jong man begin was hy erken onder Gamaliel hulle en die kokkendore van Israel. Yes. Hy was 'n jong aspirant, wakker jong man wat in die game ingekom het Absoluut. as gevolg van 'n magdom van breins wat hy verstand wat hy gehad het. Absoluut. Maar tussen al hierdie verstand, tussen Yes. al hierdie goed het hy een ding gemis in hierdie geniale brein van hom. Hy het Christus gemis en hy het Christene doodgemaak. Stefanus was die eerste een. Absoluut. En op pad na Damaskus toe kry hy sy oomblik en toe daai draai kom, toe stap hy uit elke stelsel uit. Ek beloof jou, nooit weer daarna was hy Mr. Populêr nie, Nooit. soos wat hy was nie. Glad nie. Ongelukkig, ek moes baie vrede maak toe ek deur daai week gaan. Toe sê die Here vir my, as jy enige aspirasies gehad het vir die modus operandi stelsel, moet jy sekere van daai goed nou maar begin groet.